Baie welkom by Melk in jou teetyd. Wanneer 'n familiedag in 'n ramp ontaard en jou hele lewe verander, is dit 'n klein troos om te weet dat net voor jou man sy laaste asem uitgeblaas het, was jy in sy gedagtes om jou te beskerm, om seker te maak dat jy veilig is. En vandag gesels ons met Magda Rorich oor haar ervaring wat in Januarie 2021 gebeur het, hoe haar hele lewe verander het. Dankie Magda, dat jy kon kuier het. Dankie Annie vir die uitnodiging. En so het ons toe nou gehoor dat jy eintlik half, ons is wat alma maters, is dit die regte woord? Ja. Maar die TK, al die TK studente, hallo. Prof Jan, Dok Moller, al die ouens. Ja. Ja, maar dit is so interessant dat 'n mens mekaar raak loop soveel jare later. Ja. Maar hoe ek van jou verhaal gehoor het en is deur 'n artikel wat ek gelees het, van jou en wat met julle gebeur het, maar voordat ons daaroor gesels, so eers vir my, waar het jy groot geword en hoe het jy tot bekering gekom ensovoorts? Jong, ek is 'n ou witbanker of is dit nou Emalahleni? Ja, so ek kom van Mpumalanga af eintlik oorspronklik. Okay. Daar gebore en getoe en so hier by graad 11 rond, ek dink dit was die ou standaard 9. Ja. Toe het my ouers na Pretoria toe verhuis. En toe ek so in die helfte van standaard 9 graad 11 is ek toe ook Pretoria toe en van toe af is ons in Pretoria. So wat 'n hoërskool was dit? In Witbank was ek in Hertzog en hier was ek in CR Swart. O, okay. Ja. So julle was meer in Pretoria nie in Centurion waar julle nou is nie. O, okay. Dit was 'n Waverley omgewing. Okay. So ja, so met die gevolg is en ons het tog nooit wegbeweeg nie. Van daar af is ek Centurion toe en ek bly soos ek nou reeds moet vir jou vertel het ons bly al 20 jaar in Centurion. Sure. So ons is regtig ingeburger in Pretoria meer Centurion al vir 'n hele paar jaar, ja. My pa het geglo Pretoria en Centurion is twee verskillende wêrelde. Dis nie dieselfde. So ek gaan eintlik op vakansie as ek Pretoria toe gaan. Hoorie, maar hoe het jy vir Chris ontmoet? Ek het hom, hy was toevallig, het hy ook in Emalahleni groot geword. En hy was net in die ander hoërskool Patriot en ek het nooit hom ontmoet in Witbank nie, nooit hom gesien nie deur die hoërskoolloopbaan. En toe ek in Pretoria as in klaar gestudeer het, toe ek na studentegemeente, toe Petra studentegemeente van die AGS by Technikon Pretoria. Ja. En ek is daar gelegitimeer en ek was toe by studentegemeente en hy was van 'n ander denominasie van 'n ander kerk maar hy daar besoek by die studentegemeente en toe reken hy vir sy pelle die aand toe hy daar besoek. Daai dominee het 'n gelukkige man. En die volgende dag toe hoor een van sy pelle, maar sy het nie 'n man nie. So en nou ja, so dit is 'n kort en 'n lang storie. So ja, ons het mekaar op die Technikon Pretoria ontmoet. Sure. Ja. Ag, dis baie mooi. Ja. En julle twee kinders, hulle is nou een is 23 Ja. en die ander en die een is sy's nou 17. Okay, Januarie 2021. Wat het gebeur? Jo, het ons baie tyd nie gespeel. Dit was mos COVID se gedeelte, so ek dink ons was so by die derde wave omtrent. En ek weet nooit of ons op 'n stage of 'n wave is met load shedding en COVID sal nie ewe erg dink. Solank ons nie hoog is nie. So ons was seker by die derde stage of wave en ons kon weer bietjie uitgaan, so ons is weer bietjie vrygelaat. Ja. En my man was so verskriklik opgewonde dat ons vrygelaat is en uitgelaat is, dat hy het met een van sy vriende gereël wat 'n helikopter het, wat eintlik 'n kliënt van hom, dat ons 'n flip kan vat as familie. Sommige net so flip, net 'n flip. En my sê nie vir ons, hy sê 'n verrassing. En ek staan die oggend by die ketel en ek sê, Here, u weet ek kan nie vir verrassings nie. Maar iets sê vir my, daai glimlag kan net een ding beteken en dis vlieg. Nou Chris was vliegmal, helikoptervlieg spesifiek. Hy wou jare helikopterpilot geword het, maar daai jare was dit toe nog nie in lugmag nie. So toe het hy gaan swat. En so dit was altyd sy droom. En ons troukar, ons het 'n pampoentroue gehad. En die troukar was toevallig ook 'n helikopter. Wow. So toe ons uitstap uit die kerk uit, hier staan hierdie helikopter. Sure. So ons het begin met 'n helikopter. En so dus hy kom in die kombuis, ek sê hierdie ding is vlieg.
Ek sê nie die ding is die enige vlieg nie, die is 'n helikoptervlieg. Ag, jy weet ook alles, want jy is omtrent 24 jaar getroud. Jy weet ook alles, daar's niks wat ek vir jou kan wegsteek nie. Hy sê, maar moet nou nie vir die kinders sê nie. Ek sê nee, ek sal nie, maar kyk hoe sleg lyk ons. Ek meen, wie het 'n haarkapper gehad in COVID? Niemand. Jy lyk sleg, jy's oorgewig, ag, daar's alles wat nie lekker is nie. En okay, goed, laat ons net gaan. En ons ry toe nou en ons is in Brits, is net buitekant Brits. En toe ons buitekant, so inry by die airfield, toe staan hierdie verskriklike mooi Alouette 2, blou en wit Alouette 2 daar, maar die mooiste helikopter. Hy is beautiful. En ek het foto's geneem asof ek 'n fotograaf is. Ek het foto's geneem like crazy en video's geneem. Nie geweet hoekom nie. Ek het net dat ek non-stop en sê hemelmag, dan wil jy nie maar die ding binne en ook afneem sy engine of wat onder al die drade en die goede. Ek het genuine, ek het net gevoel neem alles af en ek het geneem en ek het video's en ek het alles geneem. En die pilot maak toe 'n grap so agter my. Hy sê vir Chris, hoeveel weeg jou vrou? En ek hoor dit. Ek sê, "Ekskuus?" Hy sê, "Nee, mevrou, ek maak net 'n grap. Ons gaan almal saam vlieg." Ek sê, "Nee, jy verstaan nie mooi nie. Ek het net gekom om foto's en video's te vat. Ek is okay op die aarde. Ek's alright. Julle kan vlieg." "Nee, maar ek sê asseblief, ek wil nie vlieg nie." En die kinders is in en my man is in en hy vat my waar ek moet wag as hulle opstyg tot hulle terugkom. Hy sê, "Mevrou, asseblief." Hy sê, "Jy kom so ver." Hy sê, "Net 'n vinnige flip." Hy sê, "As jy wil land, kan ons land." Okay, goed. As jy terugkom, kom land hierdie kant. Ek sal vlieg 'n vinnige flip. Ja, is reg, mevrou. En hulle styg op en hulle is weg. En ek sit toe daar en wag en maar dadelik WhatsApp ek vir Chris. "Sorry my liefie, ek wil nie vlieg nie. Ek is regtig okay op die aarde. Sê vir my land by sy hangar. Ek gaan regtig nie saam vlieg nie." Maar nou needless to say, Chris het dit nie eens gesien nie want hy is daar nie. Dit is hy is nie daar nie. En hy kom hulle terug en ek sien maar hierdie helikopter mikkie vir die hangar. Hierdie helikopter kom hier land. Dit wil sê ek gaan vlieg, verstaan? En my dogter kom by my verbygehardloop vinnig en ek gee vir haar my selfoon. Sy sê want sy wil foto's neem. Ek sê okay, goed, vat die selfoon, vat my handsak, vat alles. En ek klim in en maak my vas en sit die oorfone op en alles en hier styg ons op. En in die begin was dit so 'n bietjie jittery want ek hou nie so baie van hier in die lug hang nie. En later raak dit lekker. Hy wys ons die wilde diere, ons vlieg oor damme en ag dis lieflik. Dis verskriklik nice. En op 'n stadium toe ons op pad terug is, toe sien ek daar onder is 'n rivier en ek sien nie 'n rivier van bo af. Daar loop 'n rivier. En toe ons so naby die rivier kom, as jy nou sal onderkyk is die rivier, toe hoor ek net so klik geluid. En toe hy so klik maak, toe sê die helikopterpilot, toe sê hy, ons gaan val. En ek hy maak 'n grap. En ek klap hom sy skouer, ek sê, maak nie sulke grappe nie. Hy sê, nee mevrou, embrace yourself. En al wat ek weet is, embrace myself, gryp die seats voor my vas, wat my man en hy op sit, gryp die sitplekke op my vas, en die gaan ons. En toe ek wakker word, soos in die rivier, toe die helikopter net in die rivier geval, anders was ons seker almal nie meer daar nie. Net in die rivier geval. En hulle help my toe uit agter, want ek sit vas agter in die helikopter, en hy is besig om te sink agter, en hy en my man help my uit, hulle probeer my uitkry, kry my uit, en hy sê, mevrou, ek het baie pyn, hy wys my het omtrent 2 vingers van sy vingers verloor, hy sê, maar ek moet gaan opsoek, en hy help my, hy sê, die helikopter is stewig, ek help jou tot op die voorpunt van die helikopter, en ek sit jou man hier op die agterkant, en toe lê Chris so skuins oor die dak agter van die helikopter, en ek is op die voorpunt. Hy sê, helikopter is darm, hy gaan nêrens heen, so wag net hier. En hy swem toe oor die rivier om aan die ander kant te kom, want jy kan glad nie hierdie kant uit nie, oor die rivier om te gaan opsoek, en ek skree net, jy moet ons nie vergeet, jy kom terug, en hy sê, ja mevrou, en dan gaan hy. En ek hang toe daarvoor op die punt, maar op 'n oomblik kyk ek so, dis net die voëls kom land, en die voëls styg op, en die voëls kom land, en die voëls styg op, en is bosse om ons, en ons is in hierdie rivier, en is hierdie water, en dis net die mekaar, hierdie pyn, hierdie Here, hoe het ons, ek skree uit, Here, hoe het ons hier beland, hoe dit gebeur, ek verstaan dit nie, en my man begin net aan die agterkant saggies sê, my liefie, ek kry nie asem nie, Ek sê, Chris, hou net uit, hy gaan hulp soek, en op 'n stadium toe hoor ek, hy skiet die flares, en ek sê, Chris, hoor daai skiet die flares, hou net uit, asseblief my liefie, hou net uit, en op 'n stadium toe begin hy vir my ernstig klink, en ek moet net beweeg, of ek kan of nie, maar ek is in die water om die deure, agtertoe na die helikopter toe, en ek kan net sy hand by sy hand uitkom, en ek toe hy kry asma, en ek sê vir hom, as ek by jou kom, sal ek vir jou al my asem gee, maar ek kan nie by jou kom nie, gee my jou hand, en ek hou sy hand vas, maar is net bloed, oral is net bloed, en ek hou sy hand vas,
En op 'n stadium, ag, dan is jy in en jy is uit en jy's by en jy's nie by nie en ek hou net vas. En die hele tyd prewel hy net, my liefie, en op 'n stadium toe hy sê jy sal moet uitswem. Ek sê Chris, hoe moet ek uitswem? Ek kan nie, ek het verskriklik pyn. Hou net uit. Asseblief, ek kan ons nie nou los nie. Hou net uit en ek hou nog sy hand vas. En hy druk my hand en hy kyk vir my en sê, my liefie, ek is regtig jammer. Ek kan nie meer nie. En met die sagste oë wat jy kan beskryf, gly hy van die helikopter af en hy's onder die water en hy's weg. En op daai stadium voel dit asof jy weet nie wat se planeet jy is nie, as jy in 'n nagmerrie is, wat is dit hierdie? Jy skree uit dat die hemel 'n antwoord gee. En hy's weg en Here moet ek agter hom aangaan, moet ek hom gaan soek. Ek kan skaars beweeg. Wat moet ek doen? Jy's in uit. Waar is jy? Jy mekaar, jy weet nie waar aangaan nie. En op daai oomblik besluit ek maar dan los ek die helikopter, want wat wil ek sonder my man doen? Ek is so lank met hom getroud. Hy's my beste pel. Ons is ons is regtig een. Here, dan los ek alles en ek los die helikopter en ek begin saam met die rivier gaan. En toe ek so by die voordeur verbygaan, toe sit soos 'n skrif aan die muur wat daar staan voor my, jou kinders. En ek gryp net hierdie deur van die helikopter vas voor. En ek besef my kinders. En ek klou vas daar. En op 'n stadium alles dwarrel so in die rivier hier langs. So jy sien net sulke goeters op en af. En toe ek weer sien ek iets en ek gryp dit, toe sit my plakkie. En ek druk dit in die ou se dashboard hier voor in sy helikopter en ek hou net vas. En dan as jy in en as jy uit en as jy in en as jy uit en jy weet nie waar jy nie. En toe ek een keer weer so bykom, toe sien ek daar staan iemand op die oorkant van die oewer, op die oewer van die rivier. En ek skree weer sag, help! En toe ek skree help, toe wys hy net so. En toe is ek weer uit. En toe ek weer bykom, toe voel ek hulle is besig met my, hulle sit my op 'n plastiek ding, toe hulle van bo af met die rivier gekom, maar op 'n plastiek ding en dan val ek aan die ander kant af en dan tel hulle my weer op en dan skree die een vir my, mevrou, jy moet saamwerk, ons gaan nie. Dan sê die ander een, moenie worry nie tannie, jy's okay, jy sal dit maak, jy sal maak. En so het hulle my op die ouende op die ding en oor met 'n tou aan die ander kant van die rivier het hulle my toe uitgetrek aan die ander kant. En toe ons op die oewer kom, toe hoor ek net die een sê vir die ander ene, moet ek teruggaan vir die ander persoon? En die een sê vir die ander een, nee, is nie nodig nie. En ek weet toe, of hulle het hom gekry, of hulle het hom nie gekry nie, en hulle weet hy is nie meer daar nie. En ek is toe weer weg. En toe ek weer bykom, toe kom ek met die volgende woorde by, wat ek nooit wou hoor nie. Moenie worry nie mevrou, jy is nou veilig in die helikopter. Nou kyk, toe pas ek sommer van self uit, hulle hoef niks te gedoen het nie. Ek sou, jy was so. Toe wat toe gebeur het, by Brits Hospitaal, moes hulle my toe vlieg met net 24 helikopter, maar op daar moet ons nie 'n mediese fonds sien, dis COVID, gemoeilik my man se besigheid, en hulle moet toe betaal, 20,000 om die helikopter te laat vlieg, of hulle kan my nie vat nie. En hulle sit dit op 'n groep en 'n boer in die omgewing, sien dit en hy reageer dadelik en hy sit 20,000 in die rekening in, so die helikopter kan vlieg. En daai volgende Sondag, dit was die 10de, die volgende Sondag toe sy oorlede aan COVID. So daai boer het op die regte tyd die regte ding gedoen wat die Here gesê het. So dit was sulke goed wat gebeur het, wat jou wys hoe in beheer die Here werklik van jou lewe is. En toe ek weer bykom, toe ek in 'n plek met baie ligte en ek hoor net die stem hier om my, hulle praat verskriklik hier om my. It's very urgent. It's urgent. We must admit. Ek hoor net dit. Toe wat gebeur het is ek het my hele bekken aan die onderkant het basies gecrash. Toe die bene wou in die rugmurg insteek. So toe vervroeg hulle die operasie na 5 dae waar hy 5 maande is vir 'n rugoperasie by Baragwana. Maar ek weet waar ek lê nie. So met die gevolg is toe admit hulle my en dit wat ons doen 'n saal met 'n klomp vrouens en 'n COVID, jy kan niemand sien nie, ek weet nie waar ek is nie, niemand weet waar ek is nie, ek het nie 'n foon nie, ek het niks en ek lê net hier, ek weet nie waar my kinders is nie. Op die ou en dit, hulle op die lugveld gewag vir 4,5 ure. En op die ouend toe kom 'n boer na hulle toe en sê daar was 'n ongeluk gewees. En my dogter sê dadelik vir my sê, "Maar moenie worry nie, dis nie mamma hulle nie, want daar was nie rook nie, daar was niks nie." En toe kom hulle sê hulle nee, dit was jou ouers, maar kom som ons af. En gelukkig het sy my foon by haar, want hulle het hulle data toe opgespeel. Hulle sit 4,5 uur op 'n vliegveld en wag. En sy het my data om te laat weet my broer 'n pin om te sê waar hulle is. En so hulle daar gewag, hulle weet nie wat het gebeur nie, en op pad huis toe bel my ma net, toe sê sy het gehoor, dis Chris vir my broer. En so toe moes hulle die nuus hoor, en hulle weet nie waar hulle ma is nie, wat waarom keer nie, hoeveel van haar oor is nie. So ek was in Baragwana, hulle het die operasie gedoen, na 5 dae, en ek maak nou maar lank goed kort, en hulle het die operasie gedoen, en in die operasie onder narkose, toe beleef ek hierdie amazing
belewenis met Jesus Christus self. Jy kan nie hom sien nie, maar ek weet is Jesus Christus, spesifiek Jesus Christus. En hy's aan my linkerkant en hy vat my met sy regterhand. Nou as jy my teksvers is by Psalm 118 vers 17 wat sê ek sal nie sterwe nie, maar lewe en van die werke van die Here vertel. En op daai oomblik, en as jy hom gaan lees verder, sê hy vat jou met sy reddende regterhand. En ek voel hoe vat hy my met sy regterhand en my linkerhand, en hy stap met my van die oggend deur die hele ongeluk, deur die hele dag, deur al die dinge wat gebeur het. En as ek angstig raak, dan kry ek net die feeling van die Here, hy sê dit nie, maar jy weet dis wat hy sê. Hy sê ek is in beheer. En soos ons verder deurgaan, hier by die helfte van die dag by die ongeluk gedeelte toe, stop ek en ek skree uit vir hom. Ek skree, ek weet wat hy doen, Here. Hy's besig om my emosioneel te genees, sodat ek my man se dood hierna makliker kan vat. En ek skree dit net uit, maar stoop stil. Hy gaan net verder. En hoe verder ons loop, hoe meer voel ek val hierdie goed van my af. Ek weet presies wat is besig om te gebeur. Hy's besig om my emosioneel voor te berei vir dit wat hierna kom. Dit was die grootste, amazingste belewenis met die Here. Dit val net so af. En toe dit klaar is ek ewe skielik in die donker vertrek, maar is al hierdie vieslike demone wat my aanval, van al die kante af, met die drogbeelde, met die vingers en die lang naels en die hoodies, en dis verskriklik, dit hou nie op nie, dit kom van alle kante af, en ek skree, en ek roep die Here, en ek skree, en ek maak my oë en hand oop, ek sien, maar ek is terug in die saal, maar ek is weer weg, en ek skree, want dit kom net, en ek roep net die Here aan, en op 'n stadium, sit ek reg op in die bed, en ek skree, ek kies lewe, en so, toe is dit weg. En toe ek nou eers wakker word die volgende oggend, toe word omtrent almal uit die saal uitgeskuif, want dit is COVID. Almal het COVID. Ewe skielik het almal COVID, rondom my het COVID. En ek het nie COVID nie, en twee ander vrouens. Een is in 'n koma, en die ander een gaan toe uit, want sy moet gaan wag vir haar operasie by die huis. En toe sy so by my bed verbyloop, want jy mag by niemand naby iemand kom nie. Toe sy by my bed verbykom, toe sê ek vir haar, sorry to stop you. I just want to ask you a question. Did I make a lot of noise when I woke up out of the operation yesterday? She says, ma'am, you are so talkative. You talk to everyone. You chat to everyone. But you were so quiet when you woke up after the operation. Wow. En ek tog, in oombliklik sê die Here vir my, dis 'n geestelike ding. Dit het nie gebeur nie, is alles 'n geestelike ding. Here, ons oorlog is nie teen vlees en bloed, dis teen gees. En ja, so daar het ek lewe gekies, en toe weer 'n lang storie kort van daar af het hulle toe vir my gesê ek het bloedklonte, en hulle het my toe gesê, hulle skuif my uit, hulle skuif ons in 'n ander saal in toe, en op daai selfde tyd 3-4 vrouens het om my geleed, COVID gekry, en hulle kom so by my verbygestap, en die dokter sê, ma'am, everybody's getting COVID, why don't you get COVID? Ek sê, do you know the Bible, you know Psalm 91, ek sê, just go and read it, ek sê, I will never get COVID. Sure. En hulle is by my verby, en op die ouende het iemand vir my rehab geborg in Pretoria, en my vriendin bel my die Saterdagoggend, sy sê, jou rehab is geborg, jy kan vandag uitkom en jy kan Pretoria toe kom, maar toe is ek al oor 'n maand in Baragwana. En op daai noot wil ek net eers sê, tot ziens vir die kykers, want ons tyd is op, maar ons gaan nou weer aangaan met 'n volgende episode. Nee, want ons moet hoor wat het verder gebeur, maar dit is so 'n mooi, wel, dis nie mooi nie, dit is, die Here maak dit beter. Maar tot volgende keer, tot ziens.